In hierdie episode praat ons en luister ons na die stories en die taal van 'n baie spesifieke gemeenskap. Dis 'n gemeenskap wat baie min van ons ken. 'n Gemeenskap waarvoor sommige van ons bang is. 'n Gemeenskap wat gehul is in oorvertellings, in legendes, in mites. Ek praat van ons presoniersgemeenskap. Ons luister na hulle taal, die Sabella. En dis 'n baie interessante taal, want dit is eintlik 'n geheime taal, 'n tipe van kodetaal. En die wortels van Sabella strek baie ver terug in die geskiedenis van ons land. Dis 'n taal met krag. Baie zwaar opgroei gehad. Ik heb een baie harde persoon opgekom. En toen moest ik zoeken naar wat betekent het om een man te wezen. En dit is wat ik me geworsteld heb. En ik was natuurlijk geleerd die andere, mijn peers, die andere jong mensen om te zeggen dat je moet rondslapen met verschillende vrouwmensen, je moet geld hebben, je moet elkaar, anders dan zie je niks. En ik heb gezien hoe die vrouwmensen maar opkijken naar die wie uit de gevangenis in de communiteit. Dus denk ik wel, dat is misschien de richting wat ik moet gaan. En zo heb ik begin te banken roof, eerst op mijn eigen en dan samen met vrienden. En ik heb weggekomen en ik heb klom geld gehad en ik heb daar die geld gebruikt om mensen zijn rente te betalen. En ik heb elke keer verschillende motor gehad. En ik heb ook een goede werk gehad. Ik heb gewerkt bij Tiger Valley Centrum, ik heb in die center management gewerkt. Maar omdat ik zo bij zie het en ik kon nooit tevreden wees met wat ik het en ik heb altijd geworsteld, wou ik niet meer en meer geld het. Op het einde van de dag was ik toch gevangen. Maar ik was toen uit op Bijlpoort toch. En omdat het zo'n groot zaak was, heb ik baie expensive lawyer gehad. En ik heb ook nog niet mijn geld het opgeraakt en toen moest ik maar nou weer, terwijl ik op Poort toch nog een bank gaan roof. En toen was ik gevangen uiteindelijk. I got a job at Fidelity Guard. I worked there. The payment was done in cash. This is where I started to be greedy because of the peer pressure that I'm the elder at home, I need to provide. Now this is where I started to resign and started to do the robbery. Because of the peer pressure that is in me, because now I'm the elder and the money that I'm getting, it's not enough. So I wanted to fix things quick. So we did it, I think 3 to 4 times, but then I was arrested. Was it a cash in transit? The cash in transit. Then I was arrested, then I ended up in prison. Our case didn't take long. It took only 4 months, and then we were sentenced. I was sentenced to 18 years in prison. I would sell for a wholesale price, a tablet for 20 rands. And then you can sell it maybe for 30 rands. And then other one can sell it for 40 rand. So it goes like depending on the area, how the demand is. Yes, so that's how it happened. So I was arrested, I went to Robertson to deliver. Normally, I don't get into the areas. I normally wait on the maybe filling station. Then this person that I'm going to deliver must come to me, then we do the exchange. I gave him the consignment and then give me the cash. But that day, the gentleman phoned, he said his car had a problem. I was waiting for him in Worcester. There's this filling station in Worcester, N1. Yeah, so I was waiting there and I've been calling him. He said, no, can you please come to Robertson? Because his car had a problem. So I had to drive into Robertson. And that was my biggest mistake. ken nie my familie regtig nie. My ma, soos ek sê, my ma het gewerk heeltyd. Ek het nooit
tyd gehad om my ander familie te ontmoet nie. So is net heeltemal ander mense gewees die hele tyd en dis seker waar ek ja, toe ons trek en ek het baie gestudeer, baie gehou van studeer my wiskunde en so aan. Maar soos ek hoërskool getref het, dis waar alles begin het. Dis waar ja, seker vir almal seker maar 'n drive vind en so aan. Dis waar ek nou die vriende gaan ontmoet en jy begin en na die vriende toe gaan. As jy nou trek, dan gaan jy na hulle toe gaan en toe begin die parties en die ecstasy kring. Toe begin die ecstasy in te kom en die kokaine en daai en toe met die verkeerde vriende die uithelpende en hulle gee vir my toe ecstasy om te verkoop by die skole en ons gaan nou die clubs toe in die Kaap en ek gaan al clubs toe maar ek is 16 en toe ek by 18 was toe kon ek al my eie kar koop. Toe koop ek ek sal nooit vergeet, dis 'n R290,000 kar en ek is in matriek. Ek was 18 jaar oud, gedrink en gerook. Ek het baie mense kan hulle dopie lekker geniet, 'n choppie geniet, nie ekkie. You know, ze gaan altyd gepaard met negatieve consequences. So, ja. Toe ek in Polsmoor kom, toe sien ek, en met my inkomst daar, sien ek dat, hoe word mense geroof en nou hulle kom met van die besoeker af, dan loop hulle met hulle sakkies, dan kom die bende, dan snij hulle sommer die sak met 'n pleit, alles wat val, vat hulle, en ek het nie geweet hoe ek gaan oorleef in die plekje. So jy kan, wie is van watter bende buitekant, maar sodra jy binne in die tronk kom, dan is jy niks. So al was ek was deel van die Americans bende gewees, maar toe ek in die tronk kom vir die eerste keer, toe sit heeltemal anders as buitekant en almal roep my die hele tyd, maar soos ek sê, ek hele tyd in uit die tronk, maar dis nou die eerste keer dat ek tronk toe gaan, nou almal roep vir my en ja, ek weet, waar is jy van die Kaap? Nee, jy's my homie, kom sit hier by my, wil jy jou ma bel en so en dis gewoonlik die 28's wat dit doen. I understand, especially for young people, the number is very rough in prison. It needs someone who's got a very strong backbone. You know, someone who can say no. If you can't say no, then in prison you're in trouble. Yeah, because they can do anything. So for me, when I went there, I've got philosophies, man. I don't just flinch. I don't just back down for anything. For me, you have to be very clear if you come talk to me. You know, that's why some other people will confuse me. Others will say I'm arrogant. That's what they were calling me in prison. I said, this one is arrogant, this one is... I said, no, I'm not, but I know my stand. If I say no, no. Because I believe, I'm a grown-up man. Who can come and teach me new tricks now? You know, number is not in my ethics. It's not part of me. You know, there's a saying that says you can change a plan, but never change your principle. Yeah, so for me, a number was a big no-no, and that was it. And I explained to them up until they get used to it. So I would survive because they would call me a volkak. They said, that young is volkak. So it helped me a lot because no one would ask me nothing, because if someone is thinking of asking me, and then they will say, no, lots of us volkak are young. So I would survive because of that. And I said, okay, which is good. So I will keep them like that. As maar soos as jy in enige man se huis kom, jy nou die etiket, ek sê altyd vir my, jy dink as 'n jong man, of ek het gedink as 'n jong man, ek kan weghaloop van respek en dissipline af, wat my ma en my pa geïnstalleerd en geïmplementeerd in die huis. You know? Ja. Dat is hoekom ek het die huis het is, op die einde van die dag. Ek kon nie geliewer het soos ek wil nie. En ek het hy op die straat gaan soek, want ek wil geliewer soos ek wil. Toen ik in die tronk kom, dan denk ik, ach, wat is die tronk zo hier? Ga dat ook maar zeker nou maken, doen en zo weet. Chaos, wat integendeel. Als ik maar zoals ik zei, zoals in een man's huis kom. Je kan niet inlopen in een man's huis. Ze gaat staan bij die deur. Verstaan? Ze gaan kloppen. Ze gaan vragen, wie is daar bij mijn deur? En ze gaan antwoord geven. En ze gaan vragen, wat zoekt ze hier? Verstaan? Voordat ze daar kan inkomen.
Want baie van die ouens wat daar moet liewe mos lank gaan. So ek het nie met daai mindset ingekom maar hy so het ek experience het. Vir my was gevra, wie is jy? Waarvan af kom jy? Wat maak jy? You know? En daar was 'n conversation. En dit was Israels neergelê en gesê kyk hier bly ons so. Hier's mense hier, hier's nasies. So daar's 'n nasie daar en daar's 'n nasie hier. Waar gaan jy aanpas by watter nasie gaan jy vir jouself tuis maak? Sien, en daad ek kies by my gelê. En soos ek sê, weens die lifestyle wat ek gelewer het buitekant, het ek mos nou al klaar besluit al. En so ek nou ek gaan my by die nasie tuis maak, you know. En so was ek geontvang, you know. Daar was ook 'n tipe hospitality, you know, wat in responsibility wat van my af gehang het, you know. Soos in 'n huis, samewerking as duties wat ons gedoen raak, chores wat ons doen raak. So in daai way net ek in die gevangenis my entrance gemaak, you know. Gewoon maar een keer toe ek gaan ons hof toe, omdat ek 10 jaar gekry het en toe kry ek weer 9,5 jaar. So terwyl ek in die 10 jaar gehad het ek hof toe gegaan om in 9,5 jaar te kry, maar in die hof wat ek kom by die hofkamer, het hulle begin te die mense roof en geld afvat en almal self en ons het maar net stil gestaan, you know, en almal die wie nou het nou sterk is het nou probeer terugpaklei en hulle was geslaan en nou uiterlik baie seer geslaan. En ek het maar net gestaan en my beld gevat en ek het niks gesê nie. Toe kom een van die, en ek sal dit nooit vergeet, toe kom een van die bendelede en hy sien vir my en het so gesit met sy kop, hy het niks, hy kan sien hy was 'n leier. Toe kom hy na my toe sê hy vir my, ek het 'n 10 jaar en ek gaan seker nou nog 'n 10 jaar bykry. Hy sê vir my, daai wat jy nou gedoen het om stil te bly en nie te praat nie, gaan maak dat jy gaan survive. As hulle vir jou sê, gaan steek daai man, dan kan ek net wat ek moet net doen. Jy kan nie twyfel nie, want jy moet sy woord vat en jy weet hulle sal jou rug hê. Ja, hulle sal by my staan, maak nie saak wat nie. Hulle is baie streng in broerskap. Hulle is as enigiemand vir jou pla, hulle sal nie eens vra wat, hulle sal jou kant vat en hulle sal met jou staan en klaar. En ek het daarvan gehou dat ek familie ook het, want ek het nie reg met 'n familie groot geraak nie. So ek het gehou van die broerskap. Ek sal miskien inkom van buite af, skoene stikkend. Ek was op die pad gewees vir 'n maand. Ek het niks, ek is flou. Dan sal hulle my kom gee my skoene gaan slaap, hy is siek. Soos daai regtig soos broer sal doen. Sal vir jou lê, soos jy iets geëet gemaak of iets, hulle soos daai regtig waar. En as daar miskien kos of suiker of twak inkom, dan sal hulle deel onder die broers. Maak seker almal het en word gedeel en so aan. Remember, in the house, the way that the man has been taught that if there's something that you don't like, you have to raise your voice so that people can see there's a man in this house, right? So the number is like that. You might think that when the person speaks to you is fighting, maybe the two numbers, when they talk, you think, hey, they're going to fight now. No, they have to raise the voice. I want you to hear me. This is me. I'm present. Yes, so this is how the number. For example, when they go to the Stimela. When they go to the Stimela, it's where when you arrive in prison, you must first stand there. This is what we call the Stimela will come to you. And in other words, you will be asked, who are you? It's not like they're going to say, who are you? They're going to come to you, hey, say, who are you? In other words, they won't say nicely. But if you are in Sizwa, you'll understand that. But if you are in France, which is you are not a number, you're going to be scared because you don't know, hey, I'm going to be beaten up here, but you're not going to be beaten up. That's the power. That I must come with that power. So you must assert yourself. Yes. So that's how it is. Die wat Franse, wat nie benders is, slaap op die grond. Die bendelede slaap allemaal op beddens en elkeen slaap in sy eie hoek. So het ek begin te leer waar die 26 slaap, daar waar die son opkom.
Dit is waar hulle slaap, dit het agterna geleer het. En die 28 slaap in die donkerte, in die hoek, dit wat hulle slaap in die 27 in die middel. En ons wat Frans is, ons bly maar daar in die middel op die grond, you know. So ons kan niks sê nie, ons moet maar doen wat anders sê. En wanneer jy besoek toe gaan, afhangende saam met watter kamp jy is, wie vir jou ingetrek het, dan moet jy nou jou alles wat jy het vir hulle gee en hulle sal nou vir jou 'n gedeelte gee. Jy vat dan niks. Jy kom skien met 'n sakkie groceries en hulle sal dit nou vat en dan sal hulle vir jou iets gee. So word jy geassosieer met hulle. So jy is onder hulle protection soort van. That time I was already initiated to be in Sizwa, which is the 26, because I was more connected with them because I feel safe when I'm with them. That was point number one. Secondly, when I look at these guys, the way they operate in prison in terms of dealing with money, they are very secretive in terms of discipline to the camps, which is the other side to side, which is the east side, which is the 26 gang. They are more disciplined when I was looking at them. And the way the number has been structured, it was structured in a way that the discipline can be maintained in prison. So that's what caught me, that I think I have to join them. But it was not my call, though, because I have to be selected, because they always say in number, we don't call and we don't chase people. So I was selected because of the way that I am. As jy na 'n ander nommer kom, dan vra hulle net vir jou, "Kwala Kanchan, wie is jy nou eintlik?" Dan moet jy vir hulle terug sê, "Wie is jy?" Dan praat jy van wat jou uniform is, wat jy aan het en jou buckles en jou boots en jou ja, is net om uit te vind wie is jy eintlik in die kamp en wie is jou, wat is jou ranke en so aan en so ja, is ingewikkeld eintlik is, maar dit begin sommer te klop. Dit vat my terug in daai tyd toe. Toe ek gedoop was, het ek heeltemal teruggestaan van hierdie af. As jy weet jy wat, as jy gaan tabula word, as jy die nommer vat, hulle stamp hulle voete. Dit is amper soos hulle gaan in 'n trance en jy sal sien hulle begin te stap, hulle maak hulle soos dit. Is soos hulle gaan in 'n trance en dit is amper soos jou hart begin te klop en dit is, ek glo vas, is iets wat binne in jou ingaan. 'n Vriend van my wat soek baie wat musiek gespeel het, na my toe gekom en gesê, "Moenie in een van die kampe boot nie. Ek sal praat saam met hulle. Ons gaan 'n ander way kry vir jou." En toe kom hulle toe sê elkeen, "Oké, moet jy worry nie, jy hoef nie aan die nommer te boot nie, maar ons het 'n werk vir jou." En as jy iets niet, dit is maar net wat jy al die tyd gedoen het, binne en buite kan. Sê hulle, "Oké, wat jy gaan doen is, ons gaan vir jou gee. Ons gee vir jou 'n stukkie van die nommer wat jy kan gebruik. Waar jy ook al kom wat vir jou sal veilig is. So jy is nie nou 'n Frans nie. Okay, jy is in Frans met hom Tsilo en elke keer het gekom en gesê, "Oké, dis en natuurlik jy mag ons nou nie, maar dit is wat ons vir jou gee, wat jy kan gebruik, wat jy gaan sodat jy kan vir oral wat jy kan gaan. Kan jy daai gebruik." Terwyl jy nou hierso is, want baie van hulle het uitgegaan en gesê, "Kyk, ons sal dit seker maak." As enigiemand na jou toe kom byvoorbeeld en hulle wil miskien vir jou roof, dan sal al wat jy moet wil sê is, "Die is wie ze is en as jy die ding daal, wat jy kan doen, as jy die ding gaan daal, sal die nommer terugkom op jou." So outomaties sal hulle weet dat jy is geassosieer met die nommer en dan sal hulle, as hy selfs op hulle sal hy by jou kom soek wie jy is, of hy sal nie, waar jy die nommer kom terug na jou toe, maar dan sal saam met jou deel, ongeacht waar jy bly, want die nommer is oral. En ek het gedink is cool, om daai te kan net so. Ek het niks ekstra gedoen, ek het die geld of dagga of niks van daai gedra nie, maar ek was maar net vir hulle die soort van die een wie vir hulle kan access gee na waar hulle wil gaan. Kyk, ek was mos nou nie sommer outomaties 'n lid van die familie nie. As ek nou weer daai gelykenis kan gebruik van in 'n man se huis inkom nie. Maar daar was getug sien as ek nou nie gehou het by my duties en goed wat ek moet doen nie man en wat van my verwag word nie. So en onder mekaar het ons ek maar baie baklei man veral ek ons wat nou nie lede was van die gang op daai tyd So ek maar soos enige plek man as die klomp mense in 'n spasie sit om te deel konflik is.
You know, in veral vir jou wat die gewoond is aan die reëls nie. Wat die hou van reëls nie. Hier zijn nou reëls nou. En ek het gedink dat jy respek en dissipline wat ek by my ma se huis al weg van geloop het ek nie meer nodig om te implementeren. In die gevangenis moest ik terugkomen. Toen zie ik die basics apply ook hier. Die basics apply ook hier. Humanity apply hier in die plekken. Die is hier, soos ek gedink het, is net 'n wille besigheid en moord gaat hier aan en hier word gesodemais aan 'n kant af. Nee. Basic human principles is wat vir my deurgedra het in die gevangenis. Basic human etiquette, respect en dissipline het vir my deurgedra in die gevangenis. Niks anders. Nie hoe wreed ek kan wees nie, hoe evil ek kan wees nie. You know? Ja, daai is die belangrike beginsels wat vir ons onderskei van die diere af, ons as mens. Fika kwampaka ngibemandi. Ngoba zange nditye 3 days. Ndingatyi nje akho nto ithi manditye ndicinga apha endlini ndicinga ifamily yam otherwise ba. Noba ifamily yam ihleli njani ngoba nabo abantu ingathi bebesebefuna nokulwa apha endlini. Ulwa kwanefamily yam ba ifamily yam yandifihla. Aba abathi ke ngoba aba lamapolisa ezondithatha ngalamini mandingezi apha. Waca wathi awusukuya phala kho abantu abarongo pha ingathi nawe seberhalela ukubetha kwawena. Ke ndathi kufika kwampa etrongweni zange bemandi nophatheka kakubi. Phatheka kakubi lanto uhlukunyezwa ngumuntu. Kube ke uxelelwe umthetho walapha uba apha kumntu ubetha mntu apha. Uyafumana apha umuntu uzela ityala lakhe kuyona nesigwebo sakhe. Bendifundela nje mna uzazisa nokwazi uba ndifumane uhlala kamfi. Ndingekho nto ndiyijongileyo ngapha yakwayo. Uyafumana ngoba ke andinayo netshaphu mos. Ndathi mna ndizayiginya ngaphakathi qha. Ngoba into eyayisenzeka pha ekuseni pha ufotwa pha front side this side ume ngetrunk iback so ke mna ndafunyanwa ndingena nombolo pha wathi ixhego iBavarian Fort apha uclean wena siza kuchecka every day uba uselo lahlobo na sikwazi ngalo abasake ekuseni bezenzile nombolo kusabe bhidlile mos pha kwezanto so bayacharge. Die hele nommer gaan eintlik oor dissipline. Ek het dit wat ek die werk gedoen het, ek doen mos die conflict resolution, waar ons sê dat you separate a person from his actions, you know, en dit is eintlik waaroor die nommer gaan, dat jy nie die reg het om nog 'n persoon aan te val, jou broer aan te val. Jy moet niks vir jou broer sleg sê as 'n persoon, as 'n bendelid nie. So dit is eintlik dissipline. So my voorbeeld, iemand sal sê as jy nou iets gedoen het wat verkeerd is, dan sal een broer vir die ander broer sê dit wat jy nou gedaal het, of hy sal sê my broer, die ding wat jy nou gedaal het, hy kom nie duidelik nie. Right? So hy vat dit wat jy gedoen het, hy vat dit weg van jou. En dit is die dissipline because die rede hoekom die nommer bestaan het in die eerste plek is dissipline om te sê ons staan saam teenoor die bewakers. Maar ons moet mekaar respekteer en ons moet dissipline hê sodat ons kan as een gaan staan en vir hulle gaan face. Sodat ons met die manier hoe ons praat, moet ons mekaar respekteer. Maar as daardie dissipline gebreek word, dan moet ons die nommer nou stryd maak. Ons moet die nommer nou duidelik maak. So nou gaan hulle by mekaar sit en hulle gaan sabella, hulle gaan kring hou en sê hoe gaan ons nou die broer van ons wat uit die lyn het getrap, so hulle sê uit die lyn het getrap het. Hy het uit die lyn getrap. Aan die ander woord, hy het nou sy broer geklap of sy broer gevloek. Okay, so hy het nou 10 aan die nommer gegaan, 10 aan die wet van die nommer gegaan. En nou sal hulle kring sit en hulle sal sê wat hulle moet maak. So nou sal hulle, een van die dinge wat hulle sal doen is, hulle sal miskien 'n sokkie vat met 'n klomp siep in en dan slap jou al in jou ribbes. En nou, maar nie in jou gesig en sulke plekke nie, maar net op jou lyf om daardie dissipline weer terug te sit. En dan sal hy sal hulle jou inroep weer en dan sal hulle vir jou sê dan sabella, dan moet jy weer die nommer vir hulle terug sabella om te sê verstaan jy dit wat jy doen en hoe jy nou verkeerd getrap het. The origin of the sabella originally comes from the mines. It comes from the mines with Nongoloza and Ngeleketyane. Those are the former
number, who initiated the number. Because these two were the closest friend. They coming from the Eastern Cape were the Mpondos. So they decided that, okay, we are brothers here in Mines. But now also we have to have a specific language so that the others cannot hear when we talk. Because remember, these two, though they were together, also they were thieves. There's gold that is happening, there's diamond that is happening in the mine. So the only way to talk when they do the stealing, it's for others to not know. Because what they said this has to be a very confidential thing between the two of us only. Whatever that we do, it has to stay between the two of us. So this is where they started to establish the language. As ek nou kyk, as ons nou as 'n gewone manier van kommunikeer reg in Afrikaans, né? Maar dan kan ons 'n hele beskrywing of 'n understanding vind met net 'n paar woorde. En dis hoekom Sabella so kwaai is, want miskien een woord relate aan 'n hele storie. As ons nou sê ons praat van 'n liedjie, as ons nou teruggaan, alles word mos maar gerefer na destyds toe Nongoloza en Skilikitsana die ding begin het. Nou elke daar's keywords wat 'n gebeurtenis agter dit het. Sien, en nou kan ons miskien daai relate aan iets wat nou hier afspeel of iets is besig om af te speel. Nou sal ek vir jou sê, maar Sandra, sien jy daai nommer wat getalekar het daai jar, daai ding wat gebeur het daai tyd van sê 1812. Dan gaan sy sê, oh ja, Pieter, ek voorstel daai nommer. Hy is kangaga, jy word nou weer lewendig gewerk. Soos om lewendig gewerk het uit om Jekwana uit. Soos ons het gedoen het destyds, word dit nou weer gebeur het. Dan praat ons miskien nou hier van Leslie of Prou wat nou hier besig is om iets soortgelyk. You know? So, outomaties, die mense wat nou hier sit, het geen benul waarvan ons weer praat. Ik weet dat het is een taal van kracht, want allemaal praat het. Ik kan bijvoorbeeld, als iemand komt naar mij toe en hij zal misschien voor mij als je in de gevangenis komt, dan zal hij voor jou zeggen, je mag Isabella als je niet Bos is of als je Frans is. So, als hulle zien, zij praat van Nobaganjan, gebruik één, of hulle zal inkomen in de gevangenis, zal zeggen, hoe zal ik wijzen wie zij bij die plek? Dan wordt wie is jij? Dan zal ik misschien zeggen, nou, ik sta met Chilo van die nummer 6. Nou zal hulle saam met my Isabella en nou sal hulle my vra en dit is natuurlik die diep taal. Dan sal ek vir hulle Isabella terug. Die feit dat ek Isabella terug beteken ek moet seker wees van dit wat ek sê en dit wat ek sê sal hulle bewys gee dat ek is gekoppel aan die nommer, soos hulle sê. Is gekoppel aan die nommer. Maar so ek sê die taal homself, het was maar net vir my in die begin om te sê, okay, kyk, ek het dan enige een wat skool gegaan het, hoërskool gehad het, sal begin te een en een by mekaar sit. Maar hulle gee hulle vir jou net 'n klein stukkie van die, maar die diep taal kan ek ook praat en verstaan. Maar die geskiedenis daarvan verstaan ek nie. Dit was maar net vir my om te sê, wat ewe ek gaan in die gevangenis, kan niemand van my roof of niemand van my iets afvat nie, want ek ken die taal. So hulle gee vir my die taal en ek vat dit, want ek het iets vir hulle gedoen. Een ding van die taal van Sabella, right? Sabella is nie 'n sonde nie. Daar's niks verkeerd met Sabella nie. Niks fout met Sabella nie, is 'n taal. Net soos Afrikaanse taal is, Engelse taal is, Xhosa taal is. Sabella is basically 'n mengelmoes van alles. Maar vir my het dit net gevoel, Sabella limit my. Sabella limit my way van expression. Dinge wat ek wil oor communicate. En as 'n man wat vir my wat 'n rapper was, moes ek al my options explore. Want anders dan gaan ek net 3 songs kon geskryf het. As ek net moes Sabella dat in my lyrics. So, but Sabella is ook 'n powerful taal. Because met een woord
kan ek klomp dinge verduidelik. You know? Ja. So, Soos wat. as ek nou 'n voorbeeld kan maak. Ek kan sê, Nakani my bro. Nakani my bro. Ek kan die konteks daarvan is er nie my bro. Ek sê er nee tot op 'n vraag wat ze my vra. Of ek kan vir jou sê jy moet die ding doen nie. Of ek kan sê ek stem nie saam nie. Kan dit ook beteken. There's a Shalambombo. There's a Ndiandia. There's a... This is the slang, Shalambombo. There's Shalambombo because even the other one, that they can go anywhere who's a gang, who's a youngster, can speak Shalambombo. But when it comes to the deep one, which is the Ndiaza, which is when you are speaking the language of the number, not even one can just hear you except that you've been schooled out that language or you've been taught that language. So it's totally different. The slang, which is the Shalambombo, that is they talk today, can be even spoken by anyone here on the street. Okay. So that is why, for example, if you said Dala the number, right? If you said to the person which is outside here, you said Dala the number, now he's gonna think that kill. I said kill that person. That's not the meaning of that. The meaning of that is work according to the number, what the number says, not kill. It says work according to the number, according to what the number says. Dala, the number, which is the number. Use the number, which is whatever that you've been taught in the number, make use of it. Omdat hulle 'n organisasie is, jy moet die reg hê om dit te kan praat. En soos ek sê, die kinders praat dit buitekant en ek sal sê, soos ek laas keer gesê, die voordeel daarvan is dat die taal gee vir jou 'n sekere mate van krag. Ek kan vir jou sê, as jy miskien iets doen en ek sê vir jou, ek is nie tevrede met wat jy nou vir my sê nie, dan sal ek sê, hy gaan man. Maar dit sê eintlik niks. Maar as ek wil sê, jy minute vir jou, dan voel ek baie powerful. Want die source daarvan is die gevangenis en die bende. So ek voel amper of ek deel is van dit. So ek sal vir jou sê, jy minute van jou. Of ek sal vir jou, of as jy miskien iets sê wat ek nie tevrede is, sal ek sê, hey, nou begin Jan man. Ek vat nie nog hout van jou nie. Wie is hy? En ek sê dit al, want in 'n way gee dit vir my krag. Ons as vroumense, ons kan nie eintlik as by mansmense so mansmense. Ons kan nie saam met die ouens soos hulle mos hulle call die indotas. As die indotas kring sit, dan kan ons menings lig. Of like as die indota miskien 'n probleem het met wat ek die vrou aangevang het, miskien hy wat verkeerd is in sy oë en my boyfriend is geen indota, dan sal hy my boyfriend approach. En hulle twee sal die ding uit Sabella en hulle twee is. So, en as die ouens bevind dat, okay, ek was verkeerd geweest, so, en dan start hulle my boyfriend. Is baie powerful en kan vandaag sit en praat oor maar die tronktaal is so kragtig en dit dra so baie krag. So ek sê dit word afgewater, maar dit dra nog altyd baie krag. En om dit te kan sien en tot 'n sekere mate moet jy dit respekteer. En ek is bly dat julle dit doen, want baie mense dink as jy Isabella dat jy is 'n skolie, jy's 'n bende, jy is niks en dan jy praat die taal. Maar baie mense weet nie die krag van die taal, hoe dit vir jou kan save, soos in my geval, en hoe jy dit kan gebruik om vrede te bring tussen mense. En ons het klomp dinge van daai so kom, ons kan in enige area gaan werk, maak nie saak of bendebedrywighede, ons gaan net in, maar ons kry soort permissie van die bendelede en ons doen iets vir hulle en hulle doen weer iets vir ons.
En het is amazing om te gaan en mensen zeggen, gaat jullie daar pakkelen jullie en schieten en doen. En ze is niet eens fijn. Ons het permissie gekregen, niet van die politie af. Ons het permissie gekregen van binnen om te gaan tot daar. I was one of those people that didn't like the gays and lesbians. But when I joined, I joined the workshop of gender equity and reconciliation, when a LGBTQI community persons speak up, that is where I started to realize that what I did was a pain, was a suffering to the others. So that's how I became a facilitator of gender equity and reconciliation. As an AVP facilitator, which is part of conflict management, I still believe that somehow, there's a lack of communication in our community. That is why there's a lot of violence. There's a lack of empathy. Nobody wants to put him or herself into the shoes of others. And also, once you do something that is good, nobody will affirm you. People will always look at those negative sides around. Then they will always compliment you with those negative things, but nobody will say, what you did was good. So that was part of being part of the AVP, which is Alternative to Violence Project, which that deals with the conflict management. That is why I'm still part of that. Ek het baie hoop, maar die nommer, ek het heeltemal teruggestaan van daai af. Maar jy doen ook nou vrywillige werk? Vrywillige werk, ja, nou vir 'n tydjie lank met TB/HIV Care. Ek help vir hulle in die Bellville Satellite Office. Ja, ek het 'n passie vir help, vir mense te help en so, en ek voel ek behoort daar. Dus ek voel vir die eerste keer in my lewe, ek behoort, I belong. En ja, ek vat net soos 'n dag by dag van nou, maar is nice om te weet ek belong. Ek voel ek behoort ergens, en in plaas van mense afbreek, is amper soos my manier om terug te gee vir die community vir die jare, maar vir die jare wat ek gevat het. Hoe meer mense uitpraat en hoe meer mense hulle stemme lig, hulle stories vertel en ons interact met mekaar, hoe meer kan sien dat okay, is nou al 2023, ons is hoe lank al in 1994 af. Daar is actually opportunities hier buite. Is nie net 'n myth nie. Vir sommige laities in Delft of in Bellville Suid of in Wallapak is dit 'n myth. Hulle sien dit op die TV en hulle is tevrede daarmee. Is vir daai mense bedoel. Is nie vir my bedoel. Which is a lie. So hoe meer ons educate, nie net in skole en boeke nie. Educate omtrent die lewe. Educate omtrent moontlikhede. Educate omtrent pyn en traumas en geweld, dat dit die enigste manier is. Educate, daar is 'n ander manier om vir mans om masculinity te betoon. You know, ons het nie net nodig om sterk en hard en grof en onbeskof te wees nie. You know, maar deur iemand 'n drukkie te gee, kan ek ook liefde toon. I don't want my circumstances to be written on my face. You know, I live in a quiet world. What happened, happened, but it mustn't define me. You see, my situation shouldn't define who I am, right? I could only, I learn from it and I'm moving forward. So there's two things about the circumstances. Either you let it break you or you learn from it, right? So I always say, you know, if life throws lemons at you, make lemonade, don't complain. Ek is werklik diep geraak deur die stories van ons gewese prisoniers. Dis almal stories wat hulle oorsprong gehad het in kinderdae, wat armoede geken het, geweld geken het, seksuele teistering selfs, en 'n afwesigheid van liefde en ondersteuning van die familie en die gemeenskap. Maar ek is ook diep beïndruk oor hoe hierdie mense hulle lewens kon omdraai. Dit is nie maklik as jy uit die tronk uitkom om weer deur die gemeenskap aanvaar te word of 'n werk te kry nie. En tog het hierdie vertellers dit reg gekry. Hulle help nie net hulle self nie, maar ook ander mense om die stigma van die tronk af te skud en die sirkel van misdaad te breek. Ek wil baie dankie sê aan die nommers wat vir ons toestemming gegee het om hierdie program te maak. En dan wil ek ook sê dankie aan ons baie dapper gewese prisoniers wat hulle stories met ons deel.